Vers 12. Saai vir jou volgens die eis van geregtigheid. Maai in ooreenstemming met die liefde. Braak vir jou 'n braakland, want dit is tyd om Jahwe te soek, totdat hy kom en geregtigheid oor jou laat reën. Nou wat sê hy nou hier? Met wie praat hy? Want die fokus is die hele tyd op die 10 stamme, wat in ballingskap gaan. Nou sê hy, saai volgens die eis van geregtigheid. Saai is saad. Wat is saad? Is iets wat ontkiem en opkom en veel vrug dra. Dis saai. Saai vir jou volgens die eis van dit wat reg is, van geregtigheid. Saai saad wat geregtigheid voortbring. Maai in ooreenstemming met die liefde is wat die opbrengs gaan wees. Braak vir jou 'n braakland. Nou wat is 'n braakland? Dis 'n nuwe land. Jy vat jou plaasimplemente en jou werkers en jy gaan haal bome uit en jy maak 'n nuwe land. Braak vir jou 'n braakland. Want dit is tyd om Jahwe te soek. Wat is dit? 'n nuwe begin. Op 'n ander plek. Totdat hy kom en geregtigheid oor jou laat reën. Nou is ons in die nuwe verbond. Israel kom terug. Die middelmuur van skeiding tussen hulle is afgebreek, daar is nou net een koninkryk. En Israel en Juda saai volgens die eis van geregtigheid. Waarvan praat hy? Maai in ooreenstemming met die liefde. Braak vir jou 'n braakland. Nuwe wyn in nuwe sakke. 'n nuwe verbond. 'n nuwe mens. 'n weergebore mens. Ek maak nie die ou mens reg nie. Ek saai nie in die ou land nie. Ek maak 'n nuwe land. Ek verbeter nie die ou verbond nie. Ek pas hom nie aan nie. Ek maak nie die wette enger, swakker, of meer, of minder, of wat ook al nie. Ek maak 'n nuwe land. Maak vir jou 'n braakland. Want dit is tyd om Jahwe te soek. Hy laat hom vind. Totdat hy kom en geregtigheid oor jou laat reën. En ek word weer gebore. En wat gebeur met my? Ek kry geregtigheid. My geregtigheid is in hom. Wat beteken Yeshua? Ek is jou geregtigheid. En Yeshua kom. En hy stel ons in staat om al hierdie goeders te doen. Hy stel ons in staat om te saai volgens die eis van geregtigheid. Want hy weet ek wat is geregtigheid. Wat is geregtigheid in die ou verbond? Die onderhouding van die wet. Maar nou het ons 'n nuwe verbond. En Yeshua is in my, ek is in hom en hy is in my. En hy openbaar hom aan my. En hy is geregtigheid. Dis nie letters nie. Dis hy. Ek leer hom ken. En hy openbaar hom aan my. En ek kan saai volgens geregtigheid. En dit beteken, dis waarvoor ek lewe. Dis wat ek navolg. Dis wat ek my voor beywer. En ek maai in ooreenstemming met die liefde. Want ek braak vir my 'n braakland. Ek begin oor. Ek sê 'n nuwe skepsel. Nuwe wyn en nuwe sakke. Want dit is tyd om Jahwe te soek. Totdat hy kom en geregtigheid oor jou laat reën. En ons soek hom. Vandag is hy verhard jou hart nie. Dan is sy rus in. Want dit is tyd om Jahwe te soek. En hy laat hom vind. En wanneer jy hom vind, en hy sê vir jou, maar jy moet weer gebore word. En jy word weer gebore, dan kom hy en hy reën sy geregtigheid oor jou. En jy staan voor hom, voor sy troon, volmaak, in geregtigheid. Geregtigheid beteken ek het die reg. Reg tot wat? Die reg om in sy koninkryk in te gaan. Kon Abraham in sy koninkryk ingaan? Hy kon nie. Hy moes wag in die plek van bewaring, in die doderyk. Tot wanneer? Totdat Yeshua sy geregtigheid geword het. Abraham se ook. Die ryk man het nie geregtigheid gekry nie. Hoekom? Want hy het nie in God geglo nie. Abraham het. En ons glo in hom. En dan braak ek my braakland. Van oor. In 'n nuwe lewe in hom.